Geliefdes, ek wil volgens met julle gesels en as ek 'n tema aan die boodskap kan koppel, wil ek die vraag vra, hoe werk dit? Ek dink as ons 'n bietjie kyk en ons 'n bietjie dink oor alles wat om ons aangaan en wat gebeur, is daar baie keer goed wat gebeur wat ons nie regtig verstaan nie. Ek weet nie of dit vir julle ook so is nie, maar daar is sekere goed wat ou verstaan net nie die sin daarin nie, of jy verstaan net nie hoe werk dit nie. En dit los ou baie keer met vrae. Dit los jou baie keer met die gedagte dat jy wonder, waaroor gaan dit werklik? En ons sit baie keer met meer vrae as wat ons met antwoorde sit. Maar omdat ons lewe in baie opsigte meer op 'n geestelike vlak gebeur as wat ons besef, is daar baie keer goed wat geestelik met ons gebeur, en omdat ons dit uit 'n vleeslike manier probeer, uit 'n menslike manier probeer dit verstaan, gebeur dit dat ons baie keer moet eerder catch-up speel as wat ons werklik waar in oorwinning kan leef as gevolg van die situasie waarin ons is. Dat ons baie keer meer moet probeer opvang, en ons kom nie op daardie punt waar ons werklik in oorwinning kan leef nie. As ek byvoorbeeld kan noem, het jy al ooit gewonder waarom sekere mense die woord van die Here hoor, hulle hoor die woord, maar iewers langs die pad dan draai hulle weg van dit af en dan gaan hulle aan met hulle lewe asof hulle nog nooit die woord gehoor het nie. Ouens wat gereeld kerk toe kom en dan op 'n tyd dan skielik dan kom jy agter die ouens is nie meer daar nie. Ek dink as ons in ons eie lewe dink, is daar partykeer wat jy voel, maar jy's op hierdie geestelike high, jy's op hierdie geestelike sterkpunt, en dan gebeur daar weer 'n tyd in jou lewe wat jy voel, maar Here, vanoggend voel ek soos 'n kruiwaar, jy moet my asseblief optel en stoot, want in my het ek net nie die energie om aan te gaan nie. Het jy al so gevoel? En die realiteit is, dit gebeur met ons, dit is om ons, en ons kan nie noodwendig daarvan af wegdraai nie, want hierdie goed is realiteit in ons lewe. Daar gebeur goed en ons verstaan dit nie altyd nie. Ons hoor die woord, maar ons verstaan dit nie altyd nie. Dinge gebeur om ons en ons verstaan dit nie altyd nie. En wanneer ons mooi gaan kyk na wat die woord van die Here vir ons sê, dan is daar 'n paar duidelike raamwerke of riglyne wat die woord van die Here vir ons gee om vir ons te sê sulke goed gaan gebeur. So ek en jy kan weet dat daar gaan tye kom wat dinge nie in ons lewens gaan werk nie. Ten spyte van die feit dat ons in die Here glo, gaan die goed nie altyd vir ons werk nie. Ten spyte van die feit dat ons 'n getrou woord dalk lees of wat ook al, gaan die goed dalk nie altyd vir ons werk nie. En een van die verduidelikings wat die Here vir ons duidelik gee, is in die gelykenis van die saaiër. Nou hierdie is 'n gedeelte wat nou al vir 'n geruime tyd net in my hart speel, want ek dink nie ons besef werklik waar die impak wat die lewe op ons het nie. En as ek sê die impak van die lewe nie, ek dink nie ons besef werklik hoe die lewe ons geestelike lewens beïnvloed nie. En nie noodwendig altyd sleg nie, maar dikwels maak dit dat ons sukkel om vorentoe te kom, en Jesus kom en hy gee vir ons hier 'n raamwerk, hy gee vir ons 'n verborgenheid, en dit lyk vir my in baie opsigte is dit steeds vandag verborge, terwyl Jesus vir die disippels gesê het, ek gee hierdie verborgenheid aan julle, maar die ander gaan dit nie weet nie, hulle gaan dit nie verstaan nie, ek gaan dan hulle in vergelykings praat, so ek gaan vir hulle klomp stories vertel, en daaruit moet hulle afleidings maak, maar ek en jy die voorreg vanoggend as kind van die Here, om hierdie verborgenheid te kan verstaan, en te kan ken. So as jy saam met my sal lees, in Lukas 8, vers 4 tot 8, lees ons die volgende. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur die gelykenis, 'n saaiër het uitgegaan om saad te saai. En toe hy saai, val daar 'n deel langs die pad, en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rots geval, en nadat dit opgeskiet het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik, en 'n ander deel het in die goeie grond geval, en gegroei, en 100voudig vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het hy geroep, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En ek wil volgende vir jou sê, geliefdes, die ore het, luister vanoggend wat die woord van die Here vir ons sê. Nou wanneer ons hierna gaan kyk, net daarna, toe kom die disippels en hulle sê, Here, maar wat beteken dit?
Dis great, dis fantasties wat hy nou vir ons gesê het, maar ons verstaan dit nie. Wat beteken dit? En Jesus sê vir hulle die volgende. Hy antwoord hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenis, sodat hulle terwyl hulle nie sien nie, terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. So baie duidelik het hy hier van die Jode gepraat, soos ek net gesê het. En juis sodat hulle sodat die disippels kan verstaan hoekom hulle nie noodwendig gaan verstaan waaroor dit gaan nie. En Jesus begin om die beginsels wat hy hier by hulle wil tuis bring aan hulle oop te maak. En dis waar jy nou baie mooi moet luister, want hier verduidelik Jesus waaroor dit gaan. Hoewel ek dink ons ken dit, ons verstaan dit, maar ons besef nie die invloed wat dit op ons lewens het nie. Hy sê in vers 11 sê hy, en dit is dan die gelykenis, die saad is die woord van God. Nou hoor gou mooi. Elke stukkie woord wat jy in jou lewe hoor, is 'n stukkie saad. En wanneer ek sê dis 'n stukkie saad, dan is dit saad wat in jou lewe in die gronde van jou lewe ingelê word. En uit hierdie gelykenis verstaan ons dat al die gronde nie noodwendig dieselfde is nie, maar daardie saad kom in verskeie maniere, verskeie forme na jou toe. Dit kan kom deur prediking, dit kan kom deur middel van iemand wat 'n Bybelstudie aanbied, deur iemand wat 'n gebed doen, iemand wat vir jou sommer net bel en vir jou sê, hoor ek net vir jou skrif, jy weet, hoor gou hier, dit kan kom deur die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe, dit kan kom deur middel van musiek. So daar's verskeie maniere wat hierdie saad in ons lewens inkom, en elke korreltjie saad het die potensiaal om te groei in jou lewe. Hoor gou mooi? Elke korreltjie. Sê 'n bietjie elke korreltjie. Elke korreltjie saad wat in jou lewe ingespreek word, wat in jou lewe gegee word, wat jy Bybelstudie mee doen, wat jy hoe op watter manier ook al kry, het die potensiaal om te groei in jou lewe. Maar dan kom Jesus, dan gee hy sekere voorwaardes, of hy gee sekere kondisies. En die realiteit is, wanneer ons hierna luister, dan dink ons, ja, jy weet, dis nou ou wat die eerste keer daarmee te doen gekry het. Maar ek wil net vir jou sê, wanneer ons praat van saad word aanhoudelik gesaai, dit word nie net eenmalig gesaai nie. So hierdie is iets wat in ons lewens deurgaans gebeur, en dis hoekom ons van tyd tot tyd sekere fases of sekere goed in ons lewens ervaar, want die hartsgronde, ons hartsgronde is nie altyd dieselfde nie. Somtyds is ons so bietjie langs die pad, somtyds is ons so bietjie rotsagtig. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat Jesus sê, en dan vat ons dit van daar af. Hy sê in vers 12, sê hy, die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. In dieselfde gedeelte in Matteus sê Jesus, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So wanneer ons hierna kyk, dan is dit vir ons duidelik dat daar bose is wat die saad in jou lewe wil kom steel. Daar is bose wat kom om te kom vat wat die Here geplant het. En as soos wat ek boerdery en veral saai boerdery verstaan, wil ek vir jou sê, daar gaan selfs bose wees wat al is dit goeie grond, die saad by jou wil kom steel. Daar in Jan Kempdorp, in 'n sekere tyd van die jaar wanneer hulle geplant het, dan het ons na sekere van die persele toe gegaan. Nou het ons gaan duwe skiet vir die dag. Had jy 'n bakkie vol duwe geskiet en dit gaan aflaai, want die duwe doen skade in die boere se lande. So hulle verwilder dit en op allerlei maniere, en deel daarvan is om van die goed ontslae te raak, want hulle is 'n plaag daar. Hulle steel die saad. En so is daar 'n vyand wat kom om die saad by jou te kom steel. En Jesus sê juis, dis hulle hoor die woord. Maar soms verstaan hulle dit nie. En omdat hulle nie verstaan nie, gee hulle nie verder ag aan die woord nie, en die vyand kom en hy steel dit. Nou, terwyl ek daaraan sit en dink, is daar iets scary wat by my opkom. En dit is die feit dat ek baie keer mense kry wat vir jare in die kerk sit, maar het geen verhouding met die Here nie. En die rede daarvoor is, die oomblik wat hy uitgaan, dan kom die bose en kom steel hy die saad. En omdat hy die saad kom steel, is daar nie ruimte vir groei nie, is daar geen groei in daardie persoon nie. En ek wil vir jou sê, geliefdes, jy moet weet, die vyand wil jou hart skoon hou.
En as ek sê skoon nou, dan bedoel ek skoon van die saad van die woord. Hy wil hê daar moet geen saad van die woord in jou hart wees nie. Want die oomblik wat hy dit kan regkry, het hy reg in jou lewe. Is daar maniere hoe hy in jou lewe kan inkom. Dit is juis dan geen wonder dat die woord van die Here vir ons sê dat ons moet verstaan ons worstelstryd is teen vlees en bloed nie. Maar teenoor die magte, die owerhede, die bose geeste in die lig. En hy sê dit vir ons in Efesiërs 6 vers 12. So ek en jy kan verstaan dat die vyand is uit om te kom steel by jou. En nie net jou vreugde nie. Nie net jou lewe nie. Maar ook die saad van die woord in jou, sodat jy nie kan verder gaan nie. Sodat jy nie kan groei in die Here nie. En terwyl ek op die onderwerp van die bose is, iets wat ek jy moet verstaan is dat die bose werk in orde. En die bose is nie lui nie. Ek en jy kan dalk lekker agteroor gaan sit en dink, ag wat dis okay, jy weet, ek sal nou nie vandag Bybelstudie doen nie, of ek gaan nou nie vandag kerk toe nie, jy weet, ek is baie moeg. Raai wat? Demone wat aangestel is oor jou lewe, het die hele week hard gewerk en hulle gaan nog steeds hard werk vanoggend. Want hulle wil alles probeer om te keer dat jy in oorwinning kan leef. En nou het ek 'n vreeslike ding gesê, demone wat aangestel is oor jou lewe. Die bose werk in hiërargie. So oor elke land, oor elke kontinent is daar 'n leier. En dan kom dit af na provinsie, kom dit af na dorp, kom dit af na gemeenskap. Kom dit af na familie. Kom dit af na huis. Kom dit af na persoon. Daar's 'n vyand teen jou. En hy wil kom slag, kom steel en verwoes in jou lewe. En as ou dit nie verstaan nie, as jy nie weet hoe om dit te identifiseer nie, gaan jy van jou grondgebied prys gee vir die bose. Ek hoor baie keer hoe mense praat van bloedlynvloeke. En ek is duidelik daaroor dat ek glo nie aan 'n bloedlynvloek nie, want die woord van die Here sê duidelik dat as Christus jou vrygemaak het, is jy vry. So daar's geen vloek wat vas kan hou op jou lewe as Jesus jou vrygemaak het. Maar wat wel 'n realiteit is daar is 'n familiedemoon oor jou aangestel, oor jou familie aangestel waarvan jy deel is, en hy's uit om jou ook te kry. En dis juist een van die redes waarom 'n mens jou hart vir die Here gee en jy leef in oorwinning vir 'n jaar, vir 2 jaar, en dan skielik kom jy agter, maar dit waarmee jy 2 jaar terug gesukkel het, sukkel jy skielik mee weer. Dit waarmee jy jou broer sukkel jy mee, of jou suster sukkel jy mee. Dis nie 'n bloedlynvloek nie, dis dieselfde demoon wat besig is om jou aan te val. En jy moet verstaan dat hy hou nie op nie, en hy gaan aanhou probeer om jou aan te val. Al is dit vir 50 jaar later, want dis 'n familiedemoon wat oor jou aangestel is. En raai wat, as hy nie gaan regkom nie, gaan hy iemand anders kry, 'n ander demoon kry. Maar hulle gaan jou probeer uitvang, op watter manier ook al. So jy moet weet, jy moet verstaan, ons kan nie die saad van die woord in ons lewens weggee nie. Ons het nodig om daai saad te koester in ons lewens. As daar iets is wat jy nie verstaan nie, moenie net sê, ag, ja, toe maar. As jy nie verstaan nie, vra. As daar 'n stukkie woord is wat jy lees en dit maak nie vir jou sin nie, vra iemand. Maar moenie dit nie laat gaan nie, moenie die saad weggee wat in jou lewe is nie. Moenie die vyand kans gee om die saad te kom steel nie. Vertroetel die saad van die woord in jou lewe. En veral wanneer jy op 'n slegte patch is. Veral op jou, as jy besef maar, as jy eendag opstaan en sê maar, ek is nie lus vir mense nie. Ek is nie lus vanoggend om op te staan nie. Ek is nie lus om Bybel te lees nie. Ek is nie lus om eers te praat met iemand nie. En hoor vir my, dit beteken jy is 'n sondaar wanneer jy so voel nie, en julle weet waarvan ek praat. Ou kry sulke dae wat jy net lus is om die kombers oor die kop te trek en die bed te bly en saggies te praat dat niemand weet jy's daar nie. Dis dan juis wanneer jy 'n pel bel en sê, ons het nou nodig om 'n bietjie oor die woord te praat. Dis dan juis wat jy in jou studeerkamer ingaan, die Bybel oopmaak en begin lees, en as jy op 'n punt is waar jy nie lus is om Bybel te lees nie, sit dan 'n geestelike boodskap op of geestelike musiek en gaan sit net onder die geklank van die woord, maar moenie toelaat dat die vyand by jou kom steel. Hy wil by jou steel. Psalm 1 vers 2 sê die skrywer, my ba, maar sy ba, en hier praat hy van
van 'n gelukkige mens. Hy sê sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Geliefdes, maak jou hartsgronde, maak dit vrugbaar deur die woord dag en nag te oordink. Tweede ding wat Jesus hierso sê, hy sê, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. In die tyd van versoeking val hulle af. Met ander woorde, hy kom hier, hy praat van dis mense wat die woord hoor, hulle aanvaar die woord met blydskap. Hy sê maar in die tyd van versoeking. In Matteus sê hy weer, as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord. Nou hier's 'n baie interessante ding. Hy praat van die saad begin ontkiem in die lewe, maar wanneer dinge begin swaar gaan teen jou, dan draai jou rug op die Here. Of jy draai jou rug op die woord. Wanneer dinge begin swaar gaan in jou lewe, vergeet jy dit wat die Here vir jou gedoen het. Jy vergeet die woord in jou hart, dit wat die woord van die Here vir jou sê. En in plaas daarvan om aan die woord vas te hou, stoot ons dit so 'n bietjie eenkant toe. En weet jy wat gebeur? Daardie saad in jou lewe gaan dood. En ek wil vir jou sê, elkeen van ons het een of ander stadium in ons lewe verdrukking. Elkeen van ons het op een of ander stadium in ons lewe vervolging. Dit lyk dalk net anderste as ons dit vergelyk met mekaar. En soms, sonder dat ons dit eers besef, kom ons op 'n plek waar daar versoekinge plaasvind. In die week praat ek met 'n vriendin van ons en toe ek haar bel, toe begin sy sommer net huil. Ek sê van wat nou? Sien nie alles loop net verkeerd. Die kar het gebreek en ja, sommer net 'n klomp goed wat gebeur het. Sy is sommer net moedeloos. Hoor gou mooi. Die wasmasjien breek. En 2 dae later is daar papwiel. En 3, 4, 5 dae later is die drein geblok. En dan weer 'n volgende ding. Verstaan mooi. Dis vervolging, dis verdrukking. Dis die maniere wat die vyand gebruik om die saad wat begin ontkiem het in jou lewe toe te smoor. Hoekom? Want hy wil keer dat die woord in jou lewe groei. Hy wil keer dat daar vooruitgang in jou lewe is. En hy sal dit doen ongeag die koste. Derde een sê hy, en wat in die dorings geval het, dit is die wat die woord gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. So met ander woorde, hy praat hier van mense wat die woord hoor en die woord groei, die saad begin te groei. Maar voordat daar vrug kan wees, voordat daar ryp vrug in hulle lewe kan wees, dan laat hulle toe dat die omstandighede van die wêreld daardie vreugde steel, daardie saad steel. En kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Life happens. Elkeen van ons is deel van hierdie lewe. Ek dink ons almal stem saam, dis lekker om 'n nuwe kar te ry. Dis lekker om in 'n mooi huis te bly en 'n lekker warm bed te slaap. Dis lekker om dit te kan doen. En ek glo ook dat dis God se hart vir ons, dat ons sy oorvloed moet ervaar. Maar die probleem is dat soms is hierdie soeke na dit die probleem in ons lewens. En onthou geld, baie mense sê ja, maar geld is 'n ewel. Nee, geld is nie. En as jy soveel bring dit vir my. Die liefde vir geld is. Geld is 'n medium wat gebruik word om handel te dryf. So dit self is nie 'n ewel nie. Maar jou liefde daarvoor is die probleem. Jou gesindheid is die probleem. Om hard te werk is nie die probleem nie. Maar wanneer dit alles waaroor jou lewe draai, dan skep dit 'n probleem in jou lewe. En selfs die woord, die saad van die woord wat geplant is, kry nie kans om te groei nie.
En skielik kom jy agter, maar ek moet nou soveel meer effort insit om te kan bid. Ek moet soveel meer effort insit om net te kan staande bly. Dis nie God se hart nie. Hy wil hê dat ek en jy in sy oorvloed moet wees. En ons het nodig om die woord van die Here prioriteit in ons lewens te maak. Dan die laaste ene. Hy wat in die goeie grond val. En wat in die goeie grond val? Dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. So hier praat die woord van die ideale plek om te wees. Plek waar jou hartsgronde oop is om te ontvang. Beteken dat daar nie bose is wat wil kom steel nie? Nee. Beteken dat daar nie vervolging of verdrukking in jou lewe gaan wees nie? Nee. Beteken dat jy nie gaan wil hard werk of dat jy nie drome in jou lewe het nie? Nee. Dit beteken dat jy nog steeds, ten spyte van die feit dat jy hard werk en dat jy 'n droom in jou lewe het en daarvoor werk, dat jy nog steeds jou hart oop en gefokus op die Here kan hê. Dat jy nog steeds, wanneer die saad van die woord in jou lewe, in jou hartskamers inval en op die hartsgronde inval, dat jy dit ondersoek en dat jy seker maak dat dit geskik is vir daardie saad om te groei in jou lewe en dat jy daardie saad vertroetel in jou lewe sodat dit vrug kan dra. En dis wat die Here wil hê in ons lewens. Hy wil hê dat die saad van die woord in ons lewens moet vrug dra. Maar daar's 'n baie belangrike stukkie hierso, want hy sê, dis hulle wat die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Wat beteken vrug dra? Dit beteken om te doen wat die woord sê. Beteken om voor te bring dit wat daardie saad in jou lewe moet voorbring. Dit wat die saad sê, en onthou wat ons altyd sê, wanneer jy doen wat die woord sê, sal die woord in jou lewe doen wat dit sê. Nou net 'n laaste gedagte waarmee ek wil afsluit. Beteken dit dat jy altyd op 'n plek gaan wees waar jou hartsgronde vrugbare grond gaan wees? Nee. Beteken dat jy gaan seisoene in jou lewe ervaar waar jy dalk langs die pad gaan wees. En waar die bose gaan kom om die saad wat in jou lewe gesaai is, te kom oppik. Hoekom? Want jy het 'n vyand, en jy kan maar weet, hy vyand wil kom steel, slag en verwoes. Jy gaan dalk op 'n tyd, op 'n plek wees in jou lewe waar daar soveel goed om jou verkeerd gaan, dat jy net nie gefokus kan bly op die Here nie. En dis 'n tegniek wat die vyand wil gebruik, juis om die woord die saad van die woord in jou lewe te versmoor. Jy kan dalk op 'n plek kom waar dit wat in jou lewe aangaan, jou werk en die omstandighede net soveel raak, dat jy net nie aandag aan die Here kan gee nie. Ek wil volgens vir jou sê, as jy iewers daar is op hierdie stadium in jou lewe, en jy ervaar dit in jou lewe, dan is dit tyd om hoe sê hulle altyd, time out. As dit tyd om stil te raak en te sê, Here, ek time out. Nie 'n tree verder nie. Nie 'n oomblik verder nie. En dan beteken dit dat jy 'n kwartier of 'n halfuur of 'n uur in die oggende vroeër moet opstaan. Maar ek staan al klaar 5 op. Ek staan al 3 op. Jy kan later slaap. Sê altyd as ons dood is, daar baie tyd. Maar terwyl ons hier is, kom ons maak tyd. Kom ons maak tyd. Ek kan onthou op 'n stadium in my lewe het ek nie ver van die werk af gebly nie. Ek het so 12 km van die werk af gebly, maar dit het my 1 uur en 'n half gevat om by die werk te kom. Want jy moes daar van Pretoria Noord af deur die poort, moes jy ry om in die middestad te kom en dit was chaos. So wat gebeur het is, ek het 8 uur of 7:30 begin werk, maar ek was al 6 uur by die werk. Baie vroeg. Dus skuif ek my Bybelstudie kantoor toe. So as ek by die werk kom, as ek alleen daar's niemand anders nie,
vat ek tyd en ek spandeer tyd met die Here en ek bid. In spite van die feit dat omstandighede nie gunstig was nie, was dit eintlik deel van die amazingste tye wat ek in my lewe beleef het, daardie tyd wat ek vroeg was by die werk en wat ek gebid het. En dan terwyl ek gebid het, het ek sommer om die hele vloer geloop en vir elke persoon persoonlik gebid. En sonder dat ou besef, maak dit iets in die gees los. Gee dit vir jou guns in die gees, terwyl die vyand probeer om jou te kniehalter. Onthou, die woord van die Here sê vir ons duidelik, hy wat teen jou aanval, sal oor jou val. Hy wat planne teen jou smee, hy planne sal op homself neerkom. Hoekom? Want ons is die gunsgenote van die Here. Ons is sy kinders. So geliefdes, wat is die situasie in jou lewe? Wat is die omstandighede in jou lewe? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. Here, dat u juis vir ons die saad van die woord gee, omdat u wil hê daar moet vrug wees, omdat u wil hê ons moet groei, omdat u wil hê, Here, dat ons in u krag sal wandel. Here, maar so duidelik is dit dat die vyand kom om te slag, te steel en te verwoes. So duidelik is dit, Here, dat as gevolg van omstandighede ons partykeer op 'n moeilike plek is, wat juis toegang gee vir die vyand om te kom slag, om te kom steel, om te verwoes. Wat juis vir die vyand dit moontlik maak om daardie saad wat in ons hart gesaai is, te kom wegsteel. Here, volgende is hier mense in hierdie plek wat langs die pad is, met hulle hartsgronde. Here, wat omstandighede net so is, dat hulle net nie meer verstaan hoe die goed werk. Here, wat so deur die vyand aangeval word. Here, wat net eenvoudig kom wegvat, wat u vir hulle gee. Here, is die mense in hierdie plek, wat dalk vanoggend hulle harte op rotsagtige plekke is. Here, as gevolg van vervolging, verdrukking, van goed wat verkeerd loop in 'n lewe, wat net soveel is, dat hulle dalk op 'n plek is, wat hulle voel, Here, ek's moedeloos, ek weet nie meer of dit moeite werd is nie. Op bid dat u vanoggend dit deur die Gees ook in hulle harte die sekerheid sal gee. Here, dalk is die mense vanoggend wat tussen die dorings is en net voel hoe die omstandighede besig is om 'n wurggreep op hulle uit te oefen. Here, ons het u nodig. Help ons dat ons prioriteite weer oopmaak. Here, sodat u woord weer kan ingang vind, Here, in 'n vrugbare plek kan kry in ons harte, sodat ons dit kan vertroetel, sodat ons daarna kan kyk, Here, en sodat ons in en deur u in oorwinning kan staan. Dankie, Here. Dankie, Abba Vader. En ek wil tog vra, terwyl ons in bidden bly, as jy vanoggend sê, Here, ek's iewers langs die pad, of ek's iewers tussen dorings of op rotse. Here, en ek het nodig dat u my moet help. Wil nie jou hand opsteek, laat ons saam met jou bid. Ek sien hande oor die hele plek opgaan. Miskien nog 'n oomblikie. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie verborgenheid kan ervaar, dat ons dit kan hoor. Here, en dat dit vir ons in ons harte kan oopgaan, en ek wil bid vanoggend, Here, dat u ons sal help. Here, dat daar waar ons ook al onsself bevind vanoggend, Here, dat u ons sal help. Heilige Gees, dat u ons hartsgronde vanoggend net sal oopmaak, vrugbaar maak, ontvanklik maak vir u woord. Here, sodat wanneer ons hier uitstap, Here, ons vanoggend sal weet dat ons weet, dat u vir ons die pad gebaan het. Dat ons sal weet dat ons weet, Here, ongeag, u is met ons. Here, en help ons, dat ons ontvanklik sal wees vir u woord. Help ons, Here, dat ons dit in ons lewens sal toepas. Help dit, Here, dat ons sal kan opstaan en sal kan sê, Here, help my, ek verstaan dit nie. Here, help my, ek het 'n klomp goed wat verkeerd gaan in my lewe. Here, help my, die druk van alles wat om my plaasvind is net te veel. Help my.
Dankie Abba Vader dat ons kan weet dat U hart vir elkeen vir ons is dat ons in lewe en oorvloed sal leef. Here, lewe U lewe, oorvloed van U woord in ons harte. Ons loof en ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam. Dankie Here. Amen. Ek wil tog sê as daar iemand is wat gebed nodig het, asseblief moenie uitstap vanoggend. Ons het